Asai mense, welkom by Alles Sport, die kanaal waar ons net sport praat en alles praat oor die naweek se gebeurtenisse en was dit nie 'n fantastiese naweek nie. Daar was soveel sport, soveel goeie uitslae, soveel gebeurtenisse. Dit was absoluut goeie naweek vir sport. Welkom by nog 'n episode van Alles Sport. Ons wil eerstens begin deur net te sê dankie dat julle na ons eerste video gekyk het. Dankie dat julle ons ondersteun en ons gaan vir julle meer en meer sport bring elke liewe dag. Sommige praat oor die VRK, die Verenigde Rugby Kampioenskap hierdie naweek. Baie goeie naweek veral vir die 4 SA spanne. Al 4 SA spanne het hulle wedstryde gewen. Goeie uitslae vir die ouens. Daar was Vrydag aand was dit obviously die Bulls se beurt gewees. Hulle het gespeel teen Glasgow Warriors. Hulle het hulle gewen 26-19. Baie mense sien dit as 'n revenge wedstryd want Glasgow het die Bulle laas jaar in die finaal van die Verenigde Rugby Kampioenskap gewen. En die Bulle het daai revenge gekry en hulle het hulle op die Glasgow Warriors se tuisbodem gewen 26-19. Dan was daar die Saterdag was daar die ander 3 Suid-Afrikaanse spanne wat gespeel het. Die Lions gespeel teen Connacht. Hulle het gewen 26-7. Die Stormers het gespeel teen Benetton. Hulle het daai wedstryd gewen 56-5 en dan het die Sharks 'n baie nalbuitende wedstryd gehad teen Ulster wat hulle op die einde deurgehaak het 22-19 en dit was in Ulster self gewees, daai wedstryd. Die ander uitslaa was 'n paar skok nederlaag gewees. Die grootste een sekerlik Leinster wat verloor het teen Scarlets met 35-22. Nou daai is 'n groot skok, veral met Leinster wat die kampioenskap oorheers altyd met wedstryde gewen. Hierdie is maar hulle tweede wedstryd wat hulle hierdie jaar verloor en dit is teen Scarlets. Scarlets wat 'n Walliese span is en soos ons weet doen Wallis nie baie goed op hierdie stadium in die kampioenskap nie. Die ander skok nederlaag was Munster wat verloor het teen Cardiff, ook 'n Walliese span. 26-21 het hulle daai wedstryd verloor. En dan het Edinburgh gelyk opgespeel teen Zebre 25-11. So daai was die skok nederlaag en een gelyk op uitslag hierdie naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dan as ons kyk na die leaderboard, Leinster nog steeds boaan met 67 punte. Glasgow Warriors nog steeds tweede en die Barracoon Bulls nog steeds derde. Sharks lê nog steeds vierde. Stormers het opgeskuif na 6de toe en die Lions lê ongelukkig op hierdie stadium nog steeds 13de. Dit is dan die uitslaa van die naweek vir die rugby. Maar een ding wat ons moet uitwys in die Bulle se wedstryd was die absolute doodmaak verdediging. Hulle het Glasgow Warriors letterlik teruggeduik en alle aanvalle gestop met hulle verdediging. Hier is die uitstaan speler daar was uit en uit Jan Hendrik Wessels. Hy het speler van die wedstryd vertoning gegee. Hy is toe ook beloon met die speler van die wedstryd, maar sy verdediging was net ongelooflik en Kienan Moody het hom ook geback-up met sy verdediging. Fantasties deur albei spelers en die hele span. Dit is wat hulle die wedstryd uit en uit laat wen het. Dan skuif ons aandag na MotoGP toe in Spanje en die eerste ding wat ons wil uitwys met die MotoGP was die bywoning wat hulle hierdie jaar gehad het met die MotoGP. Daar was 224,000 mense
by die Spaanse wedren gewees. Ongelooflik. Um ja, en die Spaanse MotoGP het ook sy skokke opgelewer en ook goeie oomblikke. Marc Marquez het die sprint wedren gewen. En maar die Sondag met die wedren self het Marc Marquez geval in die eerste paar rondes en dit het hom gevat van eerste posisie af na heel laaste toe. Hy het toe terug opgekom deur die loop van die wedren en ek dink hy het in 12de of 14de daar rond geëindig. Maar sy broer Alex Marquez het toe gewen en dit is sy eerste MotoGP oorwinning. Fantastiese achievement vir hom. Alex Marquez het dit uit en uit verdien. En dit maak natuurlik ook Alex Marquez en Marc Marquez die eerste broers wat in MotoGP wen. Nog 'n mylpaal vir hulle albei en hulle albei doen baie goed op hierdie stadium. As ons gaan kyk na die leaderboard vir die riders, lê Alex Marquez nou eerste op 140 punte. Hy het nou sy broer verbygevat met hierdie oorwinning en dan lê Marc Marquez tweede op 139 punte, net 1 punt agter. En dan laas jaar se kampioen of die jaar voor dit se kampioen Pecco Bagnaia, hy lê op die stadium derde op 120 punte. Hy het in die wedren derde geëindig en Quartararo het tweede ingekom. So baie goeie naweek met MotoGP ook, baie goeie resultate. En dan wil ons ook oorskakel na Premier League. So Premier League was ook 'n groot naweek gewees. Liverpool met hulle oorwinning gister teen Spurs het die Premier League trofee toe gewen, die liga gewen. Met daai oorwinning, al is die liga nog nie verby nie, het hulle hom nou gewen en is gekroon kampioene. Wel gedaan aan Liverpool, goeie uitslag vir hulle. Daar was weer 'n paar goeie oorwinnings en ook slegte nederlae. Ja, nou gaan ons oor na die Spaanse sokker toe en net dit ook uitwys hierdie naweek want Barcelona het toe die Copa del Rey finaal gewen met hulle oorwinning teen Real Madrid. Ook 'n baie goeie oorwinning vir hulle daarso. En dan wil ons hierdie uitsending afsluit met 'n videoklip van Max Verstappen wat hy praat oor Oscar Piastri, wat sy main rival hierdie jaar in die Formule 1 is. Hy en sy vernoot in die McLaren span, Lando Norris, hulle albei is Max Verstappen se grootste kompetisie hierdie jaar. I said it before, people sometimes, of course, forget a little bit. Like last year, it was his second year. Now, of course, he's in his third year, and he's very solid. He's very calm in his approach, and I like that. And I think it shows also on track. He delivers when he has to deliver, barely makes any mistakes, and that's what you need to do when you want to fight for a championship. And of course, also I think with Mark by his side, he's helping him a lot, I think, and it's great. People learn from their own careers, and that's of course what I have with my dad, and Mark is trying to also advise, I think, Oscar in that. En ja, en dan veral met die Formule 1 wat hierdie naweek opkom in Miami, dink ons dis 'n goeie manier om hierdie uitsending af te sluit. So ja, dit bring ons dan nou op die einde van hierdie uitsending, hierdie video. Ons wil weer eens net baie dankie sê vir julle ondersteuning. Dankie dat julle ons kanaal kyk, dat julle ons video's kyk. En ja, want hier praat ons alles sport. Alles gaan oor sport en ons wil weer eens vra, ons nooi julle uit, subscribe asseblief op ons kanaal, ondersteun ons. Ons bring hierdie sport in julle taal en ons wil ook vra, stuur vir ons julle foto's, video's van enige sportgebeurtenisse daar buite waarby julle betrokke is, waarby julle was ensovoorts. Ons wil graag daaroor praat en dit wys op ons kanaal. Of dit nou op skoolvlak, klubvlak, provinsiale vlak, dit maak nie saak nie.
Stuur vir ons wys dit, ons praat daaroor. So ja, dit is die einde van ons tweede video. Ons wil vra om ons te bly ondersteun. Ons het dinge wat ook gaan opkom vorentoe waarna ons werk en ons wil graag julle deel maak daarvan. Geniet die res van julle lang naweek. Hier in Suid-Afrika het ons 'n lang naweek. Vandag is vakansiedag. Geniet die res van hierdie lang naweek. Hierdie week wat die skole af is, as julle die week afgevat het, geniet dit. Ons sal weer Woensdag nog 'n video oplaai, dan praat ons weer met julle. Groete en geniet hom, want ons praat sport.